Ek groet julle. Een van die Witstrand dames het my gevra om vir die manne in die Witstrand, die wat nou paas is en oupas, 'n kort boodskap op te neem. En ons het toe saam besluit, dit gaan oor lig. Die dominee wat môre in die Witstrand preek, dominee Maritza, hier van Heidelberg gemeente, het besluit om vir elke pa 'n vuurhoutjie boksie te gee wat 'n magneet, hierdie yskasmagnete is. Maar goed, nou wat ek wil sê is daai boodskap wat die paas nou gaan kry in die Witstrand is 9 minute lank. Dit is verseker die kortste preek wat ek nog ooit gepreek het. Wel, die kortste op YouTube en op die WhatsApp groepe. Lig. Vadersdag. Miskien is daar van julle, wanneer jy dit hoor, Vadersdag, dan bruis daar 'n woede in jou op, oor 'n pa wat jy nie geken het nie, oor 'n pa wat jou verwerp het, 'n pa wat jou miskien mishandel het, molesteer het, 'n pa wat die gesin verraai het, jou ma in die steek gelaat het, verkul het. Maar God is ons Vader. 2 Korintiërs 1, al die lof, al die eer, ons prys, ons loof, God, die Vader van ons Here Jesus Christus, hy is die Vader, wat ons troos, het die ou vertaling gesê, troos, en is dieselfde woord, parakaleo, wat na die Heilige Gees verwys, die trooster, om te help, om te bemoedig, om te versorg, om te dra. Ons aanneem as sy kinders, die volmaakte pa, wat opmaak, wat beloof hy sal opmaak, en oneindig meer gee, as 'n pa wat jou teleurgestel het. Miskien is daar van julle wat voel, jy het as pa net te veel teleurgestel. Maak nie saak nie. God vergewe. En hy begin voor met ons, om ligdraers te wees. Nie net mans nie, nie net paas nie, maar vrouens, kinders, klein en groot. Matteus hoofstuk 5, hier vanaf vers 14, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Sien jy, dit mag nie weggesteek word nie, maar dit kan nie. 'n Stad in die nag en die ligte brand, die lampe hier, die vure wat brand, kan nie weggesteek word nie. Wanneer Jesus die lig vir die wêreld, wanneer die Heilige Gees, God se vuur, God se vlam, hy word ook so beskryf in die Nuwe Testament, wanneer hy in ons brand, kan jy nie anders as om lig te wees nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op, sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, dit gee lig vir almal in die huis. Moenie jou talente begrawe nie, sê ons vir ons kinders. Maar ma, moenie jou talente, moenie jou geestelike gawes, wat God gee nie, om te versorg, om op te voed, om liefde te bewys, om die Here Jesus, om God se vrede, blydskap, vergifnis, hoop, oorwinning uit te straal soos 'n skerp lig. Moenie dit wegsteek nie onder 'n emmer. Laat die lig skyn. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. En dan word God groot gemaak. Dan word God se naam geprys, want dan sien die mense in ons vir God raak, vir Jesus, want God is lig, sê die Bybel. God is lig. Ons lees in Johannes hoofstuk 1, lig. In die begin was die woord daar, die woord was by God, die woord was self God.
Jesus Christus. In hom was daar lewe. Lig is lewe. Die son, lewe. As daar lig brand soos daar, wat Matteus sê, die stad op 'n berg, daar kom 'n moe reisiger van ver af, moedeloos, en hy kom oor 'n berg en hy sien hierdie ligte. Daar is lewe. Daar's lewe van mense. Daar sal versorging en veiligheid wees. Die lewe was die lig vir die mense en die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Lig in donkerte, in 'n donker wêreld. Onthou julle load shedding. In Matteus het Jesus gesê, julle is die lig, maar onthou, ons kan dit wees, want hy self is die ware lig van God. Ons lees in Johannes hoofstuk 8, vers 12 kom Jesus, hy sê, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Natuurlik sal ons in die duisternis, in sonde, in probleme lewe. Ons sal donker dinge dink en praat en doen. Dit sal in die huis gebeur, dit sal in goeie pa's en goeie ma's se lewens gebeur, maar ons sal nie verslaaf wees aan die donkerte nie. Dit sal moeilik wees om in die donker en die duister te loop. Kyk, vuur weet ons mos nou kan vernietigend wees. Dis 'n preek op sy eie. Jesaja 43 praat van as jy deur die vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie. En die oordeel van God in die Ou Testament word vuur gebruik. Die hel word in die Bybel vergelyk met 'n vlam, 'n vuur wat nie uitbrand nie. Dit nou daar gelaat. Ek dink aan die tong, Jakobus 2, die tong is sê hy soos 'n klein vlammetjie wat 'n bos bome kan vernietig en kan versprei, né? 'n klein vuurtjie kan 'n geweldige groot klomp skade aanrig. Dit vir 'n ander preek. Vuur verbrand die gemors. Vuur verbrand die gemors. Buite dorpe in die Ou Testament, buite die stede, was daar ashope wat gedurig gesmeel het. Dit word dan ook met die hel gebruik. En al die gemors en die afval, materiaal en kos en wat ook al, en afval van mense en diere, uitskeiding is daar gegooi, en daai vure dag en nag gebrand. En dan word dit ook gebruik dan as die beeld dat daardie hel, dit is soos die helse vuur wat nie geblus sal word nie, of dit in die hel waarlik 'n vuur, 'n regte vuur sal wees, maak nou nie vir my saak nie. Die punt is net, dis vernietigend, die hel is vernietigend, maar ek het gesê, dis 'n ander preek. Matteus 3, hierdie van vuur wat gemors uitbrand. Kom ek lees dit vir julle. In Matteus 3 kom Jesus vers 10 tot 12 en dan is Johannes die doper daar, né? En dan vra hulle, is jy nou die een wat sal kom? As hy nee, die een wat na my kom is my voor. Ek is nie eens werd om sy skoenriem vas te maak nie. En dan hy praat oor 'n boom wat nie goeie vrugte dra nie, word in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het, maar hy wat na my kom, Jesus Christus, die Verlosser, sal julle met water, met die Heilige Gees doop en met vuur. Heilige Gees en met vuur. Jou in besit neem, want dis wat vuur doen, dit neem in besit. En dan praat hy van sy skoppels in sy hand, hy maak die dorsvloer skoon, die kaf, wat niks werd is, die gemors, word verbrand. Dit is soos wat 1 Petrus 1 sê, ons is soos die goud wat gesuiwer word, want die gemors word weggebrand en die suiwer goud wat uitkom,
Hy praat van beproewinge, probleme, lyding, en dit maak dat daar die suiwering is. Ek wil vra, wil jy 'n goeie pa wees? Wil jy volgens die beeld van Jesus die lig vuur wees? Want onthou, dit is wat lig was, vuur. Hulle het mos nog nie elektrisiteit gehad nie. Eendag het ek vir kindertjies gevra, hoorie so, het hulle elektriese ligte gehad? Daar 'n ou kleintjie, laerskool, toe maak hy so, natuurlik nie. Vuur was die lig. Vuur het die kos gaar gemaak. En dan die suiwering. Jy as pa, ma, kinders in die huis, moet die vuur van die Gees lewendig brandend hou, om die gemors weg te brand, die sonde, die liefdeloosheid, die vieslike goed in ons gedagtes en emosies en wat ook al, in ons gesinne. Paas, julle kan miskien, of as jy enkelouer ma is, miskien jou kinders bietjie vat en aan hulle demonstreer. Vat 'n klomp gemors, steek dit nie brand, wees nou net veilig asseblief. Laat hulle self help daarmee, staan tog net by. En om te wys hoe die vuur, God se vuur, Heilige Gees, ons kan suiwer en die gemors uit ons lewe kan wegbrand. En laat ons maar onthou, ook in die samelewing, ons moet bid elke dag, dat die Gees, vuur van God, die gemors in die regering, in die samelewing, in die ekonomie, waar ook al, misdaad, geweld, hoeveel gemors, dat dit weggebrand sal word. En die suiwering sal kom, die suiwering, die toets. As jy getoets moet word, deur die vuur moet gaan, sal jy as suiwer goud bewys word. Maar goed, vuur is 'n wapen. Vuur is 'n wapen. Nou, soms gaan die hout dood, want dit is nou maar koud en klam by ons. Hierdie is nou van die beste hout wat ek kon kry, en ek is verseker dat dit droog is, maar dan, dis ons lewe, die vuur gaan maar af. Dan kan jy kan nie braai nie, daar's nie genoeg kole nie, en jy kan nie warm genoeg kry nie. Ek voel hoe chilly dit nou is, ek kry nie regtig koud in die lewe nie, maar dis hoekom ek hier sit in 'n kortmou hemp, omdat die vlamme ons verhit. Nou, kom Paulus, hy sê vir Timoteus, weet jy, ek wil nou vir jou sê, daai vlam wat in jou in die brand gesteek is, toe ek jou die hande opgelê het en jy die gawes gekry, jy as jong man, jong dominetjie in die gemeente, maar maak nie saak hoe jonk jy is nie, jy moet dit weer aanblaas. Nou jy kan iets vat om dit mee aan te blaas, jy kan nou maar dit probeer, of dood eenvoudig sê, baie dankie Here vir moderne tegnologie. Tada! Kyk, ek sit selfs hier, die wat nou 'n glimpse gevang het, met so 'n ou 3/4 of 'n halwe ou kortbroekie. O ja, die boere, hoor ek, boere dra altyd kortbroek, want as hulle koud kry, dra hulle 2 kortbroeke. En daar gaan ons. Ons mag dit doen. Dit is vir my soos die Gees wat kom en jou weer aan die brand steek. Come on, daar gaan ons. En dan sal ons 'n bietjie herrangskik. God herrangskik ons lewe 'n bietjie, krap 'n bietjie, en help die vlamme om weer aan die gang te kom, né? Natuurlijk. En ek wil nou nie 'n vreeslike geraas hier maak nie. Miskien het 'n paar van julle kinders of ouers hierdie verskriklike bietjie vlamme hulp nodig. Vuur is 'n wapen in die ou tyd natuurlik. Pyle en boë, vuur vooraan. In Efesiërs word selfs die Satan beskryf met sy brand
pyle, maar dat ons deur die woord van God die brandpyle kan afweer. 'n wapen teen die duisternis, die donkerte. Wat is die duisternis? Die lig skyn in die duisternis. Duisternis in die Bybel is die ongeloof, om God nie te ken nie, om nie vir God te leef nie. Versoekings bring die donkerte, al lyk dit soos lig. Satan vermom hom soos 'n engel van die lig, maar hy is in die diepste donkerte en duisternis. Wat maak dat jy nie kan sien, dat jy val, dat jy struikel, dat die vyand, die bose, kan kom en jou oorval. 'n wapen teen die donkerte, teen beproewings, probleme en die lig bring. Psalm 119 vers 105, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Hierdie woord, pa, ma, is hierdie woord, kinders, is hierdie woord, is die lewende woord Jesus nog die lig, die vuur in julle lewe, wat die pad wys, die duisternis verdryf en aanwys waar jy moet loop, waar jy moet gaan. Vuur is 'n wapen teen die koue. Toe Israel in die woestyn was, na die uittog uit Egipte, toe het God 'n wolkkolom in die dag gegee om hulle te beskerm en klammigheid te bring, en in die nag 'n magtige vuurkolom om die lig te gee. En om te wys, as daar wilde diere of vyande kom van daai volkere in die omgewing, dat hulle veilig kan wees, en om lig vir hulle te gee, maar die warmte in ons lewe van 'n vuur, wat die koue van sonde wegdryf, want sonde maak jou koud. Dit kan ijskoud wees in jou lewe, jy kan 'n Christen wees en so afgekoel. Pa, ma, jy afgekoel, jou liefde vir die Here, vir mekaar, vir die kinders, jou verhouding met God, jou getuienis daar in die huis, julle almal, en verdryf die koue van die slegte en die negatiewe. Vuur, lig is God self. In daai vuurkolom, saam met Israel in die woestyn, Openbaring praat ook gedurig van vuur. Die engele daar om God, om die troon, vuur. Dit is die teenwoordigheid van God. Die teenwoordigheid van God. Sy nabyheid. Maar hy is by ons en hy trek saam met ons. Vuur is die mag, die krag. Dis veral wat Openbaring wil sê as daar oor vuur gepraat word rondom die troon van God. Mag van God, krag van God, tot jou en my beskikking. Nie alleen vir jou eie krag nie. Ek dink hierdie kan ons nou maar kyk. Ja, wat? Jy die krag van die vlam van God. Handelinge 2, die Heilige Gees wat uitgestort word. Heilige Gees, vuurtonge, 'n magtige rukwind wat op hulle kom. Die krag, onverteerbaar. Met ander woorde, dit brand nie uit nie. Ons aardse vure brand maar uit, maar die vuur van die Gees in jou hou aan brand. God in ons lewe hou aan. Hy brand nie uit nie. Dink aan Moses, die brandende braambos en daai vlamme wat nie uitbrand nie. Altyd getrou. God se vuur in ons lewe. Vuurtonge, Heilige Gees. Wat doen 'n tong? 'n tong praat. Ons het die idioom soos 'n veldbrand versprei. Iets versprei soos 'n veldbrand. Toe hulle daar in Handelinge 2, toe die Gees van God hulle doop en op hulle kom, hulle in besit neem soos 'n magtige vuur, toe versprei die evangelie van Jesus. Toe brand dit in mense se lewe. Vuur wil vir my sê, dis my laaste punt. Ons kan nog baie meer sê, maar God sorg.
Hulle het niks anders gehad as vuur om kos te maak nie. Nou het ons gasstowe om elektrisiteit te spaar. Maar vuur laat my dink, ons gaan 'n vleisie opsit. Die vlamme wat die kos gaar maak. Dankie paas vir die braaivleis. Dankie maas, as julle dit soms doen. Vir al die bykosse, mami. En kinders wat ook begin braai. My 3 seuns vat oor as hulle kom, hou ek nie te braai nie. En die geestelike vuur, die gees van God, wat die geestelike kos vir ons bring en voorberei. Elke dag. Kom as jy afgekoel het, as jy koud geword het, vra vir jou, is jy 'n priester? Die warmte van, soos Jesus 'n priester, want dis wat die Bybel sê ons is, soos priesters van God, bid vir mekaar, die warmte van gebede, die warmte van om te dien, om Jesus, God se eienskappe uit te deel. Dit is die warmte, dis die lig, dis die vuur van God. Is jy 'n priester of is jy 'n vriester? 'n ysblok, ek weet nie of haar woord is soos vriesterie, maar kom ons skep een. Priester, pa, ma, kinders, getroud of nie getroud nie, maak nie saak nie, wie waar ook al. Priester of vriester, laat die gees van God weer in jou brandend wees. Amen.